Vers 4 sê, met mensebande, met koorde van liefde, het ek hulle getrek. En ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af. En ek het my na hom, na Israel, neergebuig. Ek het hom voedsel gegee. Ek het hom getrek met koorde van liefde, met mensebande. En nou wil ek weer sê, dis Vader se openbaring van sy hart aan ons. Waaroor gaan alles? Hoekom het hy Adam gemaak? Was dit 'n boek inskryf? Was dit 'n algemene jaarvergadering iewers ter in die hemele en daar's besluit ons gaan 'n Adam maak en ons gaan die aarde maak? Nee. Liefde. Kinders. Hoe het ons kinders lief? Besluit ons. Ja, ek moet seker maar my kinders lief hê. Nee. Jy het hulle lief. Hoekom? Want hulle is jou kinders. En God het kinders en hy het hulle lief. Dis sy nageslag. Die seun van Adam, die seun van God. Dis sy nageslag en hy's lief vir hulle en hy liefde verander nie. Hy het nie daai kinders weggegooi en gesê ek het julle nie meer lief nie, ek kry nou ander kinders nie. Hy kan nie ander kinders kry nie want dit is 'n geslag. En ons verander dit. Ons is besig om letterlik met vuur te speel. En weer eens as ek sê ons, ek veralgemeen. Nou is net deur sy verklaring met mensebande, met koorde van liefde het ek hulle getrek. Kom na my toe. Koorde van liefde. Nie dreigemente nie afpersing nie pyn nie. Met koorde van liefde het ek hulle getrek. En ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen oplig. Hulle het swaar gekry. Ek het dit vir hulle maklik gemaak. En ek het my na hom neergebuig. Ek het na hom genade. Ek het hom voedsel gegee. Nou hierdie is nou al letterlik in Egipte en uit Egipte. Ek het my na hom neergebuig. God het kontak gemaak met Israel. God het vir Israel voedsel gegee, manna uit die hemel. Hy sal in Egipte land nie terugkeer nie. Maar Aser, die sal sy koning wees. Omdat hulle geweier het om hulle te bekeer. Hulle gaan nie terug na Egipte waar hulle vandaan kom nie, maar hulle gaan waarna toe? Assirië toe. Koning van Aser gaan oor hulle koning wees. Hoekom? Omdat hulle geweier het om hulle te bekeer. En ons weier vandag. Hoekom? Want ons het helde wat 'n ander evangelie aan ons verkondig en ons luister net vir hulle. As jy iemand konfronteer oor die waarheid van die woord, wat sê hy vir jou? Ek sal my dominee vra. Ek sal my pastoor vra. Ek sal my held vra. En ek glo wat hy sê. Ek hoor wat jy sê wat in die Bybel staan, maar dis ondergeskik aan wat my predikant sê. Dis wat die mense sê. Hy's my held. Hulle het geweier om hulle te bekeer. Wat was die uiteinde? Assirië toe, ballingskap, vers 6. En die swaard sal geswaai word in sy stede. En sy grendels vernietig en verteer weens hulle planne. Dis nou in die stede van die 10 stamme. En die swaard sal geswaai word. Nou dis die letter, dit het letterlik gebeur. Maar wanneer ons wandel in ons eie weë, as ons weier ons te bekeer, dan sal die swaard geswaai word in ons stede. Dis die stede waarin ons bly en ek, my binnekant. En die grendels vernietig en verteer weens hulle planne. Wat is die grendels? Dis iets wat ek toesluit, wat belangrik is, wat ek beskerm. Myself, my ek, my karakter, my wese. Ons gaan verlore. Die Israeliete is sulke pragtige mense. Mense almal na die beeld van God geskape. En we gaan verlore. Gaan stikkend. Hoekom? Want hulle nie wil bekeer nie. Want my volk dwing om van my afvallig te word. En as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. En ons lees dit en ons dink dis daai tyd. Dis hoekom hulle in ballingskap gegaan het. En dis direk eweredig aan ons toestand vandag. Mense bekeer hulle nie tot God nie. Hulle hoor nie die roepstem nie. Hulle lees nie die woord van God en sien, maar dis ek moet my bekeer nie, want almal is lou. Wat is lou? Daar's vir my gesê, maar jy's alright. Jy's in die kerk, jy's 'n goeie mens. Jy lei 'n goeie lewe. Kyk hoe kyk jy vir jou gesin. Kyk wat 'n goeie kinders het jy. Julle is pragtig, julle is geen probleem. Dis 'n lou toestand. Nou kom die woord van God na jou toe en hy sê vir jou, bekeer jou. Waarvan? Ek's 'n goeie mens, ek lei 'n goeie lewe. Maar ek's hardnekkig, ek's eiesinnig, loop my eie pad.
Ek het my eie helde, ken God nie. Ek ken God nie. Bekeer beteken, gaan na hom toe. Maar ek is my eie God. Ek is tevrede met my lewe. Want my volk dwing om vir my afvallig te word. En as die profete hom roep na bo, rig hom glad nie op nie. Wat roep profete? Waar roep 'n profeet ons ooit? Hosea is 'n profeet. En Hosea het ons vanaand weer geroep. Hy gesê, bekeer jou tot God. Hou op om die pad te loop wat jy loop, wat jy vir jouself gemaak het. Wat jy besluit het, dit is die weg na saligheid. As ek hierdie en hierdie en hierdie goeie doen, dan sal ek gered word. En wat is dit? Soos ek nou gesê het, ek is 'n goeie mens, ek het goeie moraliteit. Ek hou my nie op met verkeerde goed nie, ek het 'n goeie vrou getrou. Ons het baie mooi kinders. Ons lei 'n mooi lewensvoorbeeld. Ons help die mense in die gemeenskap. Ons kinders was in goeie skole, goeie universiteite, goed geleer. Ons lyk pragtig. Ons is tevrede. Wat 'n bekering het ek nodig? Dis die lou toestand. Jy kan jy nie bekeer nie, want jy is tevrede met jouself. En as die profeet sê, bekeer jou, dan sê hy, praat jy met my? Gaan hy slegte mense toe. Ek's 'n goeie mens. En wat beteken dit? Ek is 'n goeie mens. Ek het reg om in die koninkryk in te gaan op grond van wie ek is. En ons is nie. Ek het ander geregtigheid nodig. Om in die koninkryk van God in te gaan, vra perfektheid. Nie 'n goeie lewe nie. Perfektheid. Nog nooit gesondig nie. Nie een keer nie. Dis wat jy nodig het om in die koninkryk in te gaan. Maar jy dink jy lei 'n goeie lewe. Ek het Christelik groot geword. Ek het my kinders Christelik groot gemaak, my kleinkinders Christelik groot gemaak. Ons is goeie mense. Ek het my eie geregtigheid verdien. Ek het nie God nodig. Dis eintlik wat dan gesê word. Maar dis nie die waarheid nie. Ons het almal gesondig en die ou wat sê hy het nie, maar God tot alleen al. En daarom het ek 'n verlosser nodig. Ek moet my tot hom bekeer. En hoe doen ek dit? Braak vir jou 'n braakland, 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepsel. Loop weg van die ou land af waar jy gedink het jy's goed genoeg. Jou prestasies is mooi genoeg. En besef, kan nie, ek's niks. En as jy op hierdie nuwe pad stap, hoe verder jy op hom stap, hoe meer gaan jy sien in wat 'n toestand was jy. Jy gedink het jy was goed. Gedink, maar ek kon bereik. Ek kon die koninkryk instap op my eie vermoë. Sien jy net, ek is niks, ek is niks. En daarom is ek deur genade gered. Nie uit werke nie, want my werke kan my nooit red.